Kom ons word stil voor die Here. U is die goeie en die enigste heerser. U is die koning van die konings. U is die Here van die Here. U alleen woon in ontoeganklike lig. In u teenwoordigheid kan niemand dit waag. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat u baie, baie lief het, en Jesus Christus, onze Here. Ek wil iemand net vir 'n oomblik jou oë toemaak, en sommer maar net rustig in jou gedagtes met die Here praat, en dan gaan ons voort met die kort boodskap. Kom ons word stil voor die Here. Alexander die Grote het binne 17 jaar die wêreld verower. Een van die vinnigste veldslae ooit in die geskiedenis van die wêreld. Terwyl hy in Egipte was, het hy al die gode van die Egiptenare gesien. En hy het presies geweet wat elke god beteken. Daar was die songod en hierdie god en daai god. Maar ergens waar het op 'n jong seentjie afgekom, 'n beeldjie van 'n jong seentjie, wat staan met sy vinger voor sy mond. En Alexander die Grote en sy groep het nie geweet wat dit beteken nie. Daai spesifieke beeldjie. So het hulle al die Egiptiese gode oorgevat na Griekeland en hulle deel geword van die Griekse kultuur. Ook die klein seentjie met die vinger voor sy mond. Hierdie seentjie het hulle naam gegee. Die god van die stilte, Karpagos. Elke keer wanneer hulle gebid het hulle 3 keer gebid. God of silence, God of silence, God of silence. Protect us and give us peace. Dit het hulle gebid terwyl hulle mond voor hulle vinger voor hulle mond gesit het. Die oomblik toe hulle klaar gebid het hulle 'n kort fluit gelos en genies. En dan gesê, bless us, O God of silence. Klink dit nie bekend nie? As jy vandag na die sportsterre kyk en hulle doen iets, dan hardloop hulle met die vinger voor die mond. En meermale as jy nies los, dan sê die mense, bless you. Inderdaad kom dit uit 'n kultuur uit. The God of silence. Mettertyd het hierdie beeldjie oor die hele totale bestaande Griekse en Romeinse ryk bestaan. En in elke huishouding was daai beeldjie gewees. Hierdie beeldjie het the God of hope geword. Efese was een van die grootste handelsstede gewees. En in Efese het jy verskillende handelaars gehad, onder andere mense wat met goud en silwer gewerk het. En een van die beeldjies wat hulle gemaak het, was die beeldjie van Karpagos, the God of silence, the God of hope. So het jy in elke huis in Efese hierdie klein beeldjie gehad. En dis in die stad waar Timoteus moes werk. En daarom as jy kyk na 1 Timoteus 1 vers 1, dan begin hy met 'n groet, dis Paulus aan Timoteus. Dan praat hy van die God van die verlossing, maar Christus, ons hoop. So Paulus moes die twee teenoor mekaar sit. Christus, ons hoop. Karpagos, ons hoop. Karpagos was die klein seentjie met die vinger voor sy mond, waar daarvoor gebid is, 'n fluit wat gelos is, en dan het jy genies. Give us hope, prosperity and peace. So gebeur dit dan uiteindelik wanneer Paulus oor Christus skryf. Dan praat hy oor 'n geheim wat eeue lank bewaar gebly het. Maar God het besluit in die eindtyd om hierdie geheim bekend te maak. Die geheim te verklap. Vir eeue en eeue was daar 'n geheim. Die mense in die voortyd, voor Noag se tydperk, het nie geweet van hierdie geheim nie. Die era van die Jode het ook nie presies geweet van hierdie geheim nie.
So het God hierdie geheim soos 'n troefkaart styf teen sy bors vasgehou en besluit om op 'n baie spesifieke tydperk hierdie geheim bekend te maak. Dan noem hy hierdie geheimenis. Dan sê hierdie geheim is Christus in julle, julle hoop en julle redding. Die groot geheim wat verklap word, het nie te doen met die ewigheid nie, het nie te doen met prosedures nie, het nie te doen met reëls nie, het nie te doen met regulasies nie, maar het te doen met die tweede persoon van die drie-eenheid, Jesus Christus. En die geheim is, hy's in elkeen van ons as gelowiges. Christus in jou is jou hoop, jou redding, jou verlossing. Ek gaan vanoggend 'n konsep aan jou probeer verkoop. As jy aan hoop dink, hoe dink jy aan hoop? Hoop is nie net 'n gevoel nie, dis nie net 'n emosie nie, dis nie net die volgende sinnetjie nie. Ek hoop dit gaan beter met my finansies. Dis nie hoop nie, Christelike hoop. Of jou gesondheid gaan agteruit, dan sê ons mekaar, ons hoop jy word beter. Dis nie Christelike hoop nie. So ek en jy gebruik in die tyd waarin ek en jy vandag lewe, meermale die term of die begrip van ons hoop dinge verbeter. Uiteindelik gebeur dit nie. Dit wat jy vrees, teen dit gebeur. En daarom wil ek jy moet baie mooi saam met my dink en saam met my die logika loop van Christelike hoop. Christelike hoop is 'n proses met 'n begin en met 'n einde. Wat is 'n proses? As ek 'n kar bou, dan staan ek voor my tekenbord, dan teken ek die prentjie. So vat ek my tyd en ek bly hierdie prentjie teken totdat ek tevrede is dat hierdie prentjie presies perfek volmaak is soos ek die prentjie wil hê. Daarna gaan die prentjie na die ingenieurs toe. En die ingenieurs begin om dan hierdie prentjie oor te sit in 'n modelkarretjie. En nadat ek klaar die modelkarretjie gebou het, dan gaan hy na die fabriek toe, gaan na die plant toe. En daar bou hulle die protomodel. So alles is die stappe. Dis die prentjie wat geteken word, die model wat gebou word, en daarvan dan na die fabriek toe. Terwyl hierdie hele proses aan die gang is ons besig met die proses van die karretjie. Die karretjie te begin, prentjie. Die karretjie te volgende stap, 'n klein modelletjie. Die karretjie te volgende stap, dis wanneer die groot prototipe gebou word. En as die prototipe getoets word, dan is tevrede met die prototipe, dan gaan hy daarvan oor na die fabriek toe. En daar word die karre gebou. Uiteindelik, wanneer hy op die vloer bestaan om verkoop te word, is die proses van die bou van die karretjie verby. Hy het 'n begin en het 'n einde. So as ek en jy praat oor hoop, is hoop 'n proses. Nie net 'n fase in jou lewe nie. Niets wat sterf nie. Niets wat weggaan nie. Hy het 'n begin en het 'n einde. In hierdie hele proses is die hele totale ingenieurspan betrokke by die bou van die karretjie. In die hele proses van hoop is jy toevallig ingesluit. Dis 'n bubbel waarin jy lewe, waar jy nie kan uitbeweeg nie. So hierdie moet jy nou mooi hoor wat ek probeer verduidelik. Dis soos 'n ballon wat ek vol lug blaas. En die lug wat ek blaas in die ballon in, die asem, dis hoop. So as jy nou in die ballon leef, dit maak nie saak waar jy in hierdie ballon leef, in hierdie bubbel. Jy leef in die bubbel van asem. Ek kan jy nie daar gaan uithaal nie. Jy kan jouself nie daar uitvat nie. Jy leef in die bubbel. Soos jy vanoggend hier voor my sit, leef jy in die proses, die bubbel, ek kan enige woord gebruik, en miskien het jy baie beter beeld as ek, van hoop. So het 'n begin en het 'n einde. Die begin het in die ewigheid begin. Hy het nie begin toe Christus gebore is nie. Hy het nie begin toe die Ou Testamentiese profete geprofeteer het nie.
Hierdie proses het ook nie begin toe God Abraham geroep het en met Abraham verbonde gesluit het nie. Hierdie proses het ook nie begin in Genesis 1, waar God gesê het, laat daar lig wees. Hy het nie daar begin nie. Hy het in die voortyd begin. So as ons kyk na die troonkamer van God, waar God die hele totale verlossingsplan van die mens uitwerk, is hoop die hooftema. So waar is hoop gebore? Hoop is gebore vir God se tekenbord in die ewigheid. Dis waar hoop gebore is. Hy is nie gebore met die geboorte van Jesus nie, hy is nie gebore met sy opstanding nie, hy word ook nie gebore aan die eindtyd nie. So hoop, so ontstaan, is in ewigheid. Daar waar God uiteindelik sy planne geteken het. Maar waar sy volëinding? By die wederkoms. So ek en jy in die jaar 2026 leef in die bubbel van God se verlossingsprogram wat hoop is, nie hoop insluit nie. So hoop is die hooftema. Praat ons van redding? Praat ons van verlossing? Gebruik ons al hierdie terme wat alles te doen het met my en jou saligheid? Is die bubbel, is hoop. Daarom as Paulus skryf in 1 Korintiërs 13, dan praat hy van geloof, hoop en liefde. Dis 3 pilare waarop ons Christelike beginsels gebaseer is. Vat ek een van die 3 pilare weg, dan val die ander 2 plat. So geloof, hoop en liefde, sy oorsprong is in die ewigheid. En wanneer vind hy sy eindpunt? By die wederkoms. Omdat dit so is, kyk jy nie vooruit met hoop nie. Jy leef in hoop. Jy is hoop. Jy asem hoop in. Jy staan op hoop. Wanneer jy deur 'n krisis gaan, word jy omhul met hoop. Wanneer jy baie belangrike besluite in jou lewe moet neem, word jy omhul met hoop. So hoop is nie iets wat afhanklik van jou is nie. Jy staan in die bubbel van hoop. Daarom kan ek en jy in die moeilikste omstandighede waarin ons leef, weet, ons staan in die asemhaling van hoop en daarom kan ons vorentoe kyk. Daarom kan jy vasbyt, daarom het jy deursettingsvermoë en daarom het jy guts. Daarom kan jy vandag sê, hierdie siekte sal my nie onderkry nie. Hoekom? Want jy staan in die bubbel van hoop. Hierdie finansiële probleem wat ek my nou in bevind, gaan my nie onderkry nie. Hoekom? Jy staan in die bubbel van hoop. My liggaam wat stelselmatig besig is om agteruit te gaan my nie onderkry nie. Hoekom? Ek staan in die bubbel van hoop. Hierdie sterfbed waarvoor ek nou staan, waar my geliefde doodgaan, gaan my nie onderkry nie. Hoekom nie? Ek staan in die bubbel van hoop. So hoop is 'n proses wat op hierdie stadium nog steeds besig is om plaas te vind. Hy's nie afgehandel nie. Dis soos wanneer ek 'n kar bou en is in die middel van die proses. Ek en jy is deel van daai proses in die tydperk waarin ek en jy lewe. So die fokuspunt van hierdie hoop, en daardeur hardloop ek baie vinnig. Al wat ek nou gaan doen, ek gaan al die bekende tekste wat jy ken, gaan ek in 'n sirkel sit. En in daai sirkel moet jy net 'n bubbel visualiseer. Ons praat van die proses van hoop. So die heel eerste proses van die hoop het alles te doen, dankie, ek kan maar vir die slideshow begin opsit, het te doen met die prehistoriese Jesus. Hoekom die prehistoriese Jesus? Voordat hy mens geword het, was ook Christus gees. Daar waar hulle in die raadsale bymekaar gekom het, Vader, Seun en Heilige Gees, moes hulle 'n plan maak. En die plan wat hulle gemaak het, was die verlossingsplan vir die wêreld. En die plan was hoop. Dis die plan wat hulle gemaak het. En so het hulle in die voortyd na Jesus gekyk, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en toe het hulle van mekaar gesê, een van ons 3 gaan in die proses van hoop moet inskop. Daarom is Jesus voor die grondlegging van die aarde bestem gewees om te sterwe. Die inhoud van hierdie hoop is reeds bepaal gewees in die voortyd.
Daar waar die raadsale was, waar God beplan het, waar hy alles bymekaar gesit het, het hulle so na die prehistoriese Jesus gekyk en gesê, jy gaan hierdie proses vir ons hande en voete moet gee. Die volgende fase was die geboorte van Jesus. En wanneer Jesus gebore word en daar word geprofeteer oor Jesus, dan word daar pertinent gesê, die hoop van Israel, wat die volk van hulle sondes gaan verlos. Die geboorte van Christus was deel van die baie belangrike skakel gewees in die proses van hoop. Die volgende baie belangrike skakel in die proses van hoop was die kruisiging van Jesus Christus. Maar nie net sy kruisiging nie, ook sy opstanding. Daarin lees ons 1 Korintiërs 15. Hy is terwyl van ons sondes gekruisig, hy is begrawe, hy het opgestaan en het verskyn. As jy een van hierdie skakels uithaal, haal jy 'n baie belangrike skakel in die proses van hoop uit. Daar's mense wat vandag glo nie in die opstanding van Christus nie. Daar's mense wat ook nie glo in die kruisiging van Christus nie. Haal ek hierdie skakel uit, haal ek die belangrikste skakel in die netwerk van die proses van hoop uit. En daarom wanneer ek en jy net ons belydenis gaan doen, gaan ek en jy bely. Ek glo in Jesus Christus, wat gekruisig is, terwyl hy neergedaal het, wat opgestaan het en opgevaar het. Haal ek hierdie skakel uit, is jy uit die proses van hoop uit, kan hom nie uithaal nie. Ons praat van die prehistoriese Jesus, sy geboorte was maar nie net 'n storie nie. Was nie maar net uit die Griekse mitologie wat uitgekom het nie. Die geboorte van Jesus was 'n werklike geboorte wat plaasgevind het. God met ons, Immanuel. Die volgende skakel is die hemelvaart. Daarom is die hemelvaart nie net 'n storie nie. Nie net verbeelding nie. Want in die proses van die hemelvaart sê Jesus, dis tot julle voordeel dat ek weggaan in Johannes 16. En in Johannes 14 sê hy, en dis baie belangrik, ek gaan om vir jou plek gereed te maak, om jou plek voor te berei. Haal ek die hemelvaart uit hierdie proses uit, is jou plek in die hemel nie gereed nie. Kan jy dit nie bekostig om te sterwe nie. En dan uiteindelik die finale skakel, die wederkoms. As ons praat van die wederkoms, gaan die wederkoms plaasvind op God se vasgestelde tyd. Die wederkoms van Christus kan nie voorspel word nie. Kan nie gemanipuleer word nie. Kan nie soos wat in die tyd lewe waarin ek en jy lewe, lukker raak jaar vir jaar na jaar aangeskuif word, omdat seker mense seker goed mislees. Slegs God, nie eers Jesus of die engele, weet presies oor die tyd van die wederkoms. Dit word deur God bepaal. By die wederkoms word die totale proses en die siklus van hoop word voltooi. As ons praat oor die wederkoms, wil ek net vir jou 'n prentjie gee wat ons lees in Handelinge. Ek lees Handelinge 1 vers 10. Dis met Jesus die hemelvaart. Terwyl die mense opgekyk het en gesien het Jesus vaar op na die hemel toe, verskyn daar 2 engele. En dan kom staan die engele by hierdie groep wat so kyk terwyl Jesus opvaar. Dan sê die engele: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan. So hoe gaan die wederkoms plaasvind? Presies soos die hemelvaart. Soos julle hom sien opgaan het, gaan julle hom sien afkom. Met Jesus se afkoms staan ek en jy in die vervulde proses van hoop. Dis waar hoop sy voltooiing vind, die einde van hoop. Met Jesus se wederkoms, en jy fyn luister wat ek nou vir jou gaan sê, gaan daar 2 dinge wegval. Die anker waarop ek en jy staan, is geloof, hoop
en liefde. Met sy wederkoms, wat gaan met geloof gebeur? Gaan dit bestaan of gaan dit wegval? Antwoord my. Dit gaan wegval. Want dit wat jy glo, het 'n realiteit geword. Wat gaan met hoop gebeur? Hoop gaan wegval. Want dit wat jy gehoop het, word 'n realiteit. Wat gaan met liefde gebeur? Liefde bly staan. Want dis wat ons saambind vir die ewigheid. Ek en jy is in die proses van geloof, ek en jy is in die oefenskool van liefde, en ek en jy is in die proses van hoop, wat by die wederkoms deur die proses sy volëinding gaan vind. Ek wil graag vir jou net 3 klein woordjies van motivering gee, net 3 en dan is ek klaar. Wat is ons verwagting, ons hoop by die wederkoms? Broers en susters, ek bly dit sê, ek herhaal dit en ek bly dit weer sê. Die nuwe verheerlikte liggaam. Ek het net daar by Rita gaan staan toe sê van kyk wat maak my duim. Hierdie duim van my hak vas. Ek kan dit nie glo nie. As ek op so maak en sê klik, 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 klik. Ek het nou dag van Lies gewys. Ek sê kyk wat maak my duim. Hy klik, 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 klik so. Toe sê sy ja, dit is van te veel televisie kyk. Laat dit nou vir jou les wees. Toe sit ek hierdie hand weg en draai wat doen ek met my linkerhand. Kyk met my linkerhand tot hy gaan klik, 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 klik. Toe sê Rita, arthritis is op pad partner. Toe sê ek van maar kan ek hom uitvryf? Toe sê sy nee, jy het hom permanent, jy gaan 'n operasie kry. Ek kan nie glo my duim klik, klik, klik so nie. Ons liggame gaan agteruit. Hy gaan eenvoudig agteruit. Jy kan al niks doen nie. Jy kan oefen soos jy wil. Jy kan pille drink soveel as jy wil. Jy kan al hierdie goedjies wat hulle vir jou ingee, jy kan dit doen. Jy kan soveel doen as jy wil. Jou liggaam gaan agteruit. Weet jy wat is die grootste troos van die Christelike hoop? 'n nuwe verheerlikte liggaam. So by die wederkoms gaan ons opstaan met ons nuwe verheerlikte liggame om verenig te word om nooit weer afskeid te neem nie. Dis waarna ek en jy uitsien. Daarom is ek in die bubbel van hoop, in die siklus van hoop, verstaan jy? Dis nie dat ons daarby uitgesluit is. Daar waar jy nou beweeg, daar waar jy nou sit, is jy in hierdie bubbel van hoop. En ek leef in daai bubbel van hoop. Die tweede een, die grootste misterie. Johannes skryf, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer hy sal verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Verwagting, geloof, hoop. Verstaan, jy kan al hierdie woorde gebruik. Asemhaling wat jy inneem. Die totale verwagting waarmee ek en jy leef, is nie net die nuwe verheerlikte liggaam nie, maar ons gaan eendag soos Jesus wees, omdat ons hom gaan sien soos hy is, in sy nuwe verheerlikte liggaam, met sy totale goddelikheid, sy totale majesteit. Beteken nie ek jy gaan goddelik wees nie. Beteken net, ons gaan dieselfde liggaam soos Jesus het. So wat jou verwagting? Jou hoop, jou geloof, jou dryfvere, jou vasbyt. Maak nie saak wat besig is om plaas te vind nie. Gaan soos Jesus wees. Die laaste een het alles te doen met die planeet Aarde. Daar was baie lank 'n tydperk gewees in die Christelike geloof waar die planeet Aarde eenkant toe geskuif is. En waar die planeet Aarde die issue geraak het van die nieuwheidsbeweging, daai tipe van goed. En die Christen het gesê, ons distansieer ons van die toekoms van die planeet Aarde. Kan dit nie doen nie. Is deur God geskep. God het die jurisdiksie van die planeet Aarde op my en jou gegee. As Romeine 8 praat oor die planeet Aarde, dan sê die planeet Aarde is besig om stelselmatig agteruit te gaan. Jy kan dit sien, jy kan net op die televisie kyk, dan sien jy dat die planeet Aarde, net soos wat ek en jy lei die planeet Aarde ook. Wat gaan met die planeet Aarde gebeur? Romeine 8, ook die skepping sug om tot die vryheid te kom en die verlossing te kom wat bestem is vir God se kinders. 'n nuwe liggaam, soos Jesus, 'n nuwe aarde. Ek en jy leef
in die babbel van geloof. Ons is deel van die proses van hoop. Jy hoef nie meer bekommerd te wees vir volgende jaar nie. Jy hoef nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Het jy al agtergekom? Die meeste van jou vrese word nie waar nie. Jy gaan deur 'n krisis, maar weet jy het die krag om deur daai krisis te kom. Weet jy het probleme, maar as jy terugkyk en besef jy het krag gekry om deur daai krisis of probleem te kom, wat jy nie gedink het in jou is nie. Wat ek en jy vanoggend doen, ons plaas onsself in die babbel van Christelike hoop. In die stad Efese waar Timoteus moes begin as jong dominetjie, het elke huishouding 'n klein beeldjie gehad, Karpagos, the God of silence and secrecy. Dan bid hulle, God of silence, God of silence, God of silence, protect us and give us hope. Dan het hulle gevleit, genies en gesê, and bless us, O God of silence, and give us hope. Die hoop in die stad Efese, in die tyd toe Paulus opgedaag het. Daarom begin hy met die brief. Hy skryf van die God van verlossing en Christus, ons hoop. Hier voor my sit 'n gemeenskap van hoop. Jy is deel van die babbel, jy is deel van die asemhaling. Ek en jy gaan vasbyt soos, en dis hoekom die motivering van Paulus was, waar hy vir Timoteus wou gesê het, omdat jy in die babbel van hoop leef, byt vas in die moeilike omstandighede in die stad Efese. Ek wil vir jou net vir 'n oomblik die geleentheid gee om sommer net met die Here te praat en vir die Here sê baie dankie dat ek in hierdie babbel van hoop is.